groet u weer eens in die wonderlikste naam van alle name, ons Yahweh Elohim. En deur sy seun, ons Yeshua Messiah. En deur die Heilige Gees, ons Yaruach. En my gebed is vandag spesifiek, geliefdes, dat die Heilige Gees ons sal lei in hierdie wonderlike uitsending vandag. Want vandag is 'n baie belangrike uitsending. Geliefdes, ons wil baie praat oor goed wat u nog nie eintlik gehoor het daar buitekant. Ten opsigte van die kerk, ten opsigte van standpunte wat hulle het en wat die duiwel kom maak dat ek en jy dit nie heeltemal verstaan en nie heeltemal glo nie. Want u weet, geliefdes, ek lees in die week weer raak daar waar Yeshua op 'n gelykplek gaan staan het en het met die skare gespreek. En ek en jy het groot geword in hierdie millennium van ek en jy gaan sit daar in die kerk en hulle bou 'n kansel. En die dominee klim op en hy gaan staan daar bo op die kansel en wat doen ek en jy? Ek en jy kyk hier van onder af op bo na hom toe. Terwyl die woord sê ons moet net na Vader toe opkyk. En dit het gemaak dat mense hom nie meer bevraagteken nie. Het niemand meer bevraagteken nie. Ook nie dit wat hy gesê het nie. En jy weet, dit laat my dink aan, ek praat eendag met 'n Duitser, toe sê hy vir my, hy kom daar uit Duitsland uit. Hy sê, maar weet, die Rooms-Katholieke Kerk het hulle nie toegelaat om Bybels te hê. En dit is deel van hierdie strategie van die Satan, om die woord van ek en jy af, en die waarheid van die woord van ek en jy af te bring. En so wil ons vandag gaan bietjie gesels met u oor die 1000-jarige vrederyk, waarvan u ook nie baie gehoor het nie. En die meeste mense dit nie heeltemal verstaan nie. Ek my kleins het dit nie heeltemal verstaan nie, en ek het absoluut gebid oor hierdie goed, oor hierdie waarheid, en ek is baie vandag, dat ek ook soos in Paulus kan sê, daar in 1 Thessalonicense 4, maar dit sê ek, vanweë die woord van Yahweh, nie uit my eie stories nie, en daarvoor is ons baie dankbaar. En wil ek toch maar 'n beroep op u doen om absoluut vir ek en jy terugvoer te gee, om met ons te praat, want hierdie tyd is naby, geliefdes. En ons praat altyd oor hierdie wonderlike goed, en ek wil net vir u vinnig lees, daar wat sê die woord, daar in Psalm 19. Is nogal ietsie wat ek dink by u nie altyd baie van preke gehoor het nie. Wel, ek het nog in my lewe 'n preek daarvan gehoor. Ek lees vir ons daarvan vers 18 af. Die wet van Yahweh is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van Yahweh is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudiges. Die bevele van Yahweh is reg. Hulle verbly die hart, die gebod van Yahweh is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van Yahweh is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van Yahweh is waarheid, tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeterder as heuning en heuningstroop. En nou hierdie vers 12, ook word u knegt daardeur gewaarsku, en die onderhouding daarvan is groot loon. Het u dit al gehoor? Want u hoor dit baie daagliks in die mond van die buitekant en spesifiek van die kerk, dat ek en jy die gebooie en die inset en die verordeninge van Yahweh nie kan hou nie. En nou kom die woord van Yahweh en hy sê dat hierdie verordeninge en hierdie is so absoluut wonderlik dat dit soeterder is as heuning is.
dat hier die verordeninge van Jahwe is so wonderlik, en hy sê daar in Esegiel en Exodus en so baie plekke sê hy, en ek het aan julle gegee my gebooie, insettinge, verordeninge, so dat julle daardeur kan leef. En wat bedoel die woord as hy sê dat in die onderhouding van hierdie gebooie en insettinge is groot loon? Kom ons gaan kyk vinnig, geliefdes, daar in Psalm 18. Hy sê daar, want ek het die weë van Jahwe gehou en nie goddeloos van my Elohim afgewyk nie. Want al sy verordeninge was voor my en sy insettinge het ek nie van my verwyder nie, maar ek was opreg by hom. En ek was op my hoede vir my ongeregtigheid. En daar vers 29, want U laat my lamp skyn, Jahwe my Elohim, laat my duisternis opklaar. Dit is so belangrik, geliefdes, dat ek en jy al hierdie wonderlike dinge kan ervaar. Nou kom die woord ewe skielik en hy sê, daar in Psalm 18, dat omdat ek en jy nou hierdie getuienisse onderhou het, omdat ons sy gebooie se insettinge gehou het, sê hy, die weg van Elohim is volmaak, die woord van Jahwe is gelouter, hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Want wie is Elohim buiten Jahwe en wie is 'n rots behalwe ons Elohim? Dan word hy kom en hy vertel vir ek en vir jou hierdie wonderlike beloftes, hierdie dat ek en jy daardeur kan lewe. En dan sê hy dit so mooi daar, ook word die knegt daardeur gewaarsku en die onderhouding daarvan is groot loon. En dit is waarna toe ek en jy op pad is, hierdie is ek en jy se erfenis. Hierdie is ek en jy se kos. Hierdie woord van Jahwe. Hy sê daar in Jeremia, ek dink dis Jeremia 15, hy sê, en toe ek woorde gevind is, het ek hulle opgeëet. Johannes kom en hy sê, hierdie boekie, en die engel het aan hom hierdie boekie gegee daar in Openbaring, hy sê, en toe hy dit geëet het, en toe hy dit geproe het, was dit so soet soos heuning, maar in sy maag was dit bitter. So moet ek en jy kom en hier die erfenis, en dit is wat die Satan die heeltyd van ek en jy af wil wegvat. En daar is so geweldige hoeveelhede, goed, wat ek en jy na moet kyk eintlik, geliefdes. En my bekende Psalm 119 vers 49, luister nou mooi wat sê, gedenk die woord aan die knegt, omdat U my laat hoop het, op wat laat hoop het, op hierdie erfenis, waantoe ek en jy nou op pad is. Dit is my troos en my ellende, dat U belofte my lewend maak. Hoor U, dat hierdie beloftes, en dis waarop ek en jy moet staan, hierdie wêreld, daar buitekant, is nie so oulik nie. En hierdie wêreld daar buitekant het nie vir ek en jy genade nie. Solank ek en jy net bietjie kan afwyk van hierdie gebooie, insettinge, verordeninge, solank ek en jy net so bietjie kan afwyk van hierdie Sabbat, dan weet hy, is die kanse baie goed, dat ek en jy sal hierdie erfenis mis. Dit laat my dink aan daardie Exodus, daardie uittog van Israel uit Egipte. En die beloftes wat Jahwe gehad het, nog die heeltyd vir sy kinders. En geliefdes, u kan maar nou gaan kyk daar na die 12 verspieders daar in Numeri, ek dink dis Numeri 13. Ons het ongelukkig nie nou altyd die tyd om al hierdie goede vir jy te gee nie, maar ons sal hierna, gaan ek en Johan op die pinkbank, bietjie oor hierdie goed gesels en dit bestudeer, sodat u dit ook kan verstaan. Hierdie wonderlikste nuus nog ooit gaan kom op die wolke. En geliefdes, ek en jy moet net een ding baie mooi verstaan.
dat Jahwe hou altyd sy verbond. Sê daar in Psalm 89 vers 35, ek sal my verbond nie ontheilig nie. En wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. Hoor jy hierdie beloftes van Jahwe van Genesis tot en met Openbaring, wat vir ek en jy bedoel is. En jy weet, en toe hierdie volk uitgetrek het, daar uit Egipte uit. Is dit dieselfde uittog waarna toe ek en jy nou ook op pad is? Want ek en jy is ook op pad na Kanaan toe. En jy sal my sê, en mense sal by jou sê, maar dit is, wat sal ek sê, dit is iets wat nie heeltemal so letterlik opgeneem moet word nie. Nee, geliefde, dit moet letterlik opgeneem word. Want hy sê daar in Psalm 105, ek dink, kom ek kry dit vinnig vir u. Psalm 105 sê hy, en dink vir ewig aan sy verbond, aan die woord wat hy ingestel het vir 1000 geslagte. Nou is 1000 geslagte al verby, nee, glad nie. Die verbond wat hy met Abraham gesluit het, en sy eed aan Isak, wat hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het vir Israel is 'n ewige verbond. Maar die woorde, ek sal aan jou die land Kanaan gee, julle aangewese erfenis. Hoor jy wat sê hy? Hierdie aangename erfenis. En dit is waarna toe ek en jou pad is, maar ek en jy moet vinnig gaan kyk na hierdie goed, en ons gaan dalk 'n tweede sessie net hierna moet doen. Waarna toe is ek en jy op pad? Wat beteken hierdie 1000-jarige vrederyk vir jou? En vir my? Maar geliefdes, ek en jy moet vasstaan op die woord. Want ek en jy kan hier die erfenis nie bepaal en nie verkry as ons nie daarin glo en dit hou nie. En so kom hier die 12 verspieders wat Moses uitgestuur het, geliefdes. Dan na die land Kanaan toe om dit te gaan verspied. En hulle kom almal terug en hulle stem almal 100% saam, naamlik die land loop oor van melk en honing. Kyk die druiwe, kyk die granate, kyk na al hierdie wonderlike dinge. En ewe skielik kom oor die 80%, 10 van hulle, van hierdie 12, kom sê, maar die stede is baie groot. Die mure is baie hoog. En die reuse bly daar. Ons sal hom nie kan inneem nie. En geliefdes, ek wil graag hê, jy moet daardie stukkie gaan lees daar in Numeri. En dat jy net sal weet waarop staan ons in hierdie tyd waarin ons op pad is. En ons gaan nou 'n tweede sessie hou hierna. Gaan kyk maar daarna, gaan lees al hierdie goede wat ons sover gedoen het en onthou sy gebooie, sy erfenis, want dit is ek en jy se erfenis. En hoe gaan ons hierdie erfenis gaan ons beerwe? Ek groet u tot 'n volgende keer, maar ook net geliefdes, wil ek vir u sê shalom, vat net 'n koppie tee en hierna gaan ons weer aangaan. Shalom.